styf vashou. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam deur saam te sing die pragtige lied Tel jou seëninge. Geliefdes, ons gaan die woord van die Here vanoggend oopmaak by Lukas 8 vers 26 tot vers 39. Lukas 8 van vers 26 tot vers 39. Toe ons nou in die konsistorie was, toe sê Bianca vir ons dat storms het die besydenhouds getref. En nou is dit interessant, en so werk die Gees, dat die Here ons ook vanoggend lei om te luister, dat hoe moet ons na storms kyk in ons lewens. So mag dit vir die besyning vanoggend ook 'n boodskap wees. Ons gaan nou stil word in gebed, en na ons gebed gaan ons sit in 'n sin, na die gebed, wees stil en weet. Wees stil en weet na ons gebed in die opening van die woord. Ons Vader, ons gee ons harte vanoggend vir U. U wat ons harte ken, U wat weet wat leef in ons harte. Ons kom plaas dit voor U troon, Heer. En dankie, Here, dat U kom en dat U elkeen van ons aanraak deur U woord. Daarom dank ons U vir U woord. U wil ons vanoggend kom vra dat U ook U woord vanoggend opnuut vir ons sal oopbreek. En dat U dit vir ons sal uitdeel. Elkeen na die behoefte
van ons harte. Dankie Vader vir elkeen vanoggend hier in die huis. En ons dink ook aan hulle Here wat vanoggend nie hier is nie. Hulle wat met vakansie is. Hulle wat siek is. Hulle wat vanoggend net by die huis is. Ons wil vra Vader, dat U vanoggend in besonder met ons as gemeente sal wees. Dat U in elke hart sal werk. En dat elkeen van ons, Here, tyd sal maak om stil te word voor U. En nie na myself te luister nie, maar te luister na U. Voor U word ons baie stil, Here. In Jesus naam. Amen. Lukas 8 van vers 26. Daarna het hulle verder gevaar na die land van die Geraseneërs wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van 'n dorp afgekom tegemoet gekom. Hy was van die bose geeste besete en het die hele tyd al nie meer klere gedra nie. En ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte. Toe hy Jesus sien, skreeu hy en val op sy knieë voor hom neer, terwyl hy hard uitroep: "Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God, die Allerhoogste? Ek smeek U, moet my nie pynig nie." Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat hom al baie keer beetgepak het. Al het hulle hom met hand en voetboeie vasgemaak om hom bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom: "Wat is jou naam?" "Legio," antwoord hy, want daar het baie bose geeste
in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe terug te stuur nie. Daar het die hele trop varke teen die berg geloop. Die bose geeste het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar. Hy het hulle dit toegelaat en die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop sit toe op loop teen die hang af, die see in en hulle versuip. Toe die wagters sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel dit in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom by Jesus en daar kry hulle die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus met klere aan, by sy volle verstand, en hulle het bang geword. Maar die wat dit gesien het vir hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Gerasseerdes vir Jesus gevra om van hulle weg te gaan, omdat hulle bang was. Hy toe in die skuit geklim en teruggegaan. Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het Jesus gesmeek om by hom te kan bly, maar Jesus het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp weer bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Tot sover, geliefdes. Geliefdes in die Here Jesus Christus. In Amerika kom daar baie orkane en tornado's voor. Sulke tornado's met hulle groot intensiteit het geweldige krag en kan tot 'n halwe kilometer breed wees. Op 'n keer het so 'n tornado 'n huisgesin in Amerika, Texas getref. Die pa het toe voorgestel, toe hy sien hierdie tornado kom al hoe nader na die huis toe, dat hulle 'n groot matras vat, dat hulle hierdie matras nat maak, vol water gooi, en dat die kinders en die vrou onder hierdie matras moet skuil. En hy self het by die oop venster gaan sit, en hy het gaan kyk hoe hierdie tornado al nader en nader kom. Sy vrou en sy kinders het gedoen wat hy gesê het. Hulle het onder die nat matras ingeklim en hulle het mekaar daar styf vasgehou, gehoop en vertrou dat die tornado hulle nie sou seermaak nie. Maar terwyl hulle nog so gesit het die seentjie uit die ma se arms rond uitgepluk, haar homself losgemaak, en hy het gehardloop na sy pa toe. En sy ma het hom geroep en sê, kom terug, dis veiliger hier onder die matras. En hy het daar geantwoord, die beste plek om te wees in hierdie storm is om aan die voet van my pa vas te hou. Om my pa se been vas te gryp. Ek glo, dit is die beste plek. Vanoggend kom vra die Here, deur hierdie gedeelte vir jou en my, aan wie se been klim ek en jy? Aan wie hou ek en jy vas, wanneer dit rondom jou en my donker word? Jesus ken die aanslag. Jesus ken die aanslag. Ons staan nou in koninkrykstyd. Ons dink na oor wat dit beteken dat Jesus ons koning is. Ons dink na
oor wat ons van hom uit genade kan ontvang en wat hy vir ons kan beteken. Ons dink na oor wat hy vir ons agtergelaat het voor hy opgevaar het na die hemel toe, waarin ons moet vashou en waar volgens ons moet lewe. Ons dink oor hoe ons hom moet volg. Daarom is die kleur van koninkrykstyd groen. Groen. Hoekom groen? Want groen simboliseer groei. Groei. Ek kom staan voor Jesus en ek kom laat hom toe om in my tuin, in my hart te kom skoffel, te kom lospit en te kom uittrek al die onkruid wat deur die een storm na die ander storm oor my lewe kom onkruid nalaat. Ek moet hom toelaat om hierdie onkruid uit te trek. Ek moet hom toelaat om hierdie hart los te wikkel van alles rondom my en hierdie hart net vir hom te gee. Toe hierdie man op Jesus afkom, het Jesus nie weggehardloop nie. Jesus het nie bang geword nie. Jesus het gesien waarmee worstel hierdie man. So sien Jesus ook raak waarmee ek en u worstel. En soms is hierdie storm so groot binne ons dat ons nie kan glo dat Jesus ons kan help nie. Almal was bang vir hierdie man. Ons lees van voetboeie, van handboeie. Jy kan jou voorstel kettinge. En hy storm Jesus af. Jesus hardloop nie weg nie. Want Jesus weet hoe om 'n storm te hanteer. Hy weet hoe hy teen 'n storm moet opstaan. As ons gaan kyk na die lewe van Jesus, dan sien ons met sy geboorte in Bethlehem. Wat gebeur daar? Koning Herodes stuur sy moordbendes uit om hierdie pasgebore baba te gaan doodmaak. Met sy geboorte ervaar die Here alreeds van sy eerste dag af dat sy lewe in gevaar is. Dat daar storms is wat oor hom gaan losbreek. En as hy die eerste storm oorkom, dan lees ons kort daarna. Wat gebeur met sy doop? Na sy doop, word hy die woestyn ingestuur. En daar word hy versoek deur die duiwel. Hy word blootgestel om keuses te maak. Keuses teen sy vader. En hy weier. Hy beroep hom op sy vader om hom te help, en sy vader gee hom die woord in die mond om op te staan teen die aanslag.
van die bose. En dan word hy verhoor, onregverdig. Daar word 'n saak teen hom gemaak, waarvoor daar geen gronde is nie. In die proses word hy gemartel, word hy geslaan. Hy kry seer. Uiteindelik aan die kruis op Golgotha, daar moet hy met sy lewe 'n prys betaal. 'n Prys betaal vir al die storms wat van dag tot dag oor jou en my lewe kom. So as hierdie man kom met hierdie bose gees wat almal afskrik, Jesus ken die bose. Jesus ken die storms. Hy het dit in sy lewe ervaar. Die een storm na die ander het oor sy pad gekom. En hoe het hy staande gebly? Hy het staande gebly deur op sy Vader te vertrou. In sy Vader te glo. Maklik sê ek en nie. Die duiwel is los. Die duiwel is los. Hoe maklik sê ek en nie, ek kan nie meer nie. Dis te veel vir my. As hierdie man op Jesus afkom, dan staan Jesus op. En hy spreek hierdie man aan. Hy spreek hierdie man aan. Want hy weet hoe. Hy doen dit nie uit eie krag nie. Hy hardloop nie rond 'n bond nie. Hy gaan na sy Vader toe. En sy Vader maak sy oë oop. En sy Vader laat hom sien. Hier is fout met hierdie man. Help hom. As dit om jou en my donker word, as die storm te groot word, weet, daar was een, en daar is steeds een, wat die storms weerstaan het. En hy sien, voordat ek en jy weet van 'n storm, sien hy die storm. En hy kom om jou en my te help. Daarom leer ons by Jesus. Jesus, kom tel jou op. Ek en jy in die storm. Jesus, kom tel jou en my op. Ons lees, Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van 'n dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het 'n hele tyd al nie meer klere gedra nie. Ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte. Al het hulle hom met hand en voetboeie vasgemaak om hom in bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Broer en suster, kan jy hierdie prentjie voorstel? Kan jy voor jou sien 'n kaal man in hand en voetboeie, skreeu gil, skuil loop sy mond uit. Deur mense verwerp. 'n Man van sy menslikheid gestroop. 'n Man eenkant gestoot en alleen gelos. 'n
'n man met sy eie storm wat in hom woed. Mense wil hom nie help nie. Mense kan hom nie help nie. Wat doen Jesus? Jesus gaan hierdie man tegemoet. En as Jesus hierdie man tegemoet gaan, hoe doen hy dit? Dis die aangrypende in hierdie gedeelte. Hoe doen hy dit? Hy loop nie weg nie. Hy stuur hom nie weg nie. Hy sê nie, ek wil niks met hom te doen hê nie. Jesus vra hom, wat is jou naam? Wat is jou naam? Hy vra nie, wat is jou nommer nie. Hy vra hom, wat is jou naam? Hoekom doen Jesus dit? Want Jesus werk met 'n mens. Hy werk met 'n mens. Hy sien die mens in my en jou raak. En hy maak tyd om na jou en my te luister. As hy ons raak sien, dan sien hy ons raak in ons hele mens wees. En as hy ons in ons hele mens wees raak sien, dan kan hy hoor, dan kan hy voel. Wat is verkeerd? Wat is reg? Wat is die behoefte? Jesus vra vir Legio, wat is jou naam? Ek wil jou storie hoor. Ek wil hoor, wie sê jy is jy? Want in my handpalms is al my kinders se name graveer. Ek ken elkeen van my kinders. Ek het elkeen van hulle by die naam geroep. Hulle is nie nou sommer hier nommers. Hulle is mense met 'n naam. Mense vir wie ek lief is. Soos hy hoor Legio, dan kan hy in sy handpalm kyk en dan kan hy sien, daar staan die naam van Legio. En as hy Legio se naam sien, dan sien hy, dis 'n kind waaroor ek my moet ontferm, want ek het beloof, ek sal vir jou 'n God wees. Ek sal jou beskerm, behoed en bewaar. En daarom kom hy om hierdie man op te tel. Hierdie man wat van sy menswaardigheid gestroop is, soos 'n dier nie as 'n dier hanteer is nie. Kom Jesus om op te tel. Want hy het geluister na sy storie. En toe sy storie hoor, toe kyk hy na sy handpalms. En toe hy na sy handpalms kyk, toe sien hy, ook vir hom is die spyker deur my hand geslaan. Ook vir hom het ek my asem uitgeblaas. Ook vir hom het ek die oorwinning behaal. En daarom kom die mense van buitekant af. Die mense wat gesien het, wat gebeur het, en hulle sê,
toe die mense gaan kyk wat gebeur het, kom hulle by Jesus, en daar kry hulle die man, uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus, met klere aan, en by sy volle verstand. Die kaal man, besete, 'n storm wat in hom woed. Jesus haal dit uit. Hy beklee hom uit klere. Hy beklee hom ook niet met 'n positiewe verstand. Jesus kom raak die mens wat van sy menslikheid ontneem is aan, en hy skep hom en hom vorm weer na die beeld van God. Hy kom maak hom weer mens, die mens wat God ken, God lief het. Hoor jy my broer en suster? Hoor jy, ek en jy beleef soms dinge wat ons nie weet hoe ons dit moet hanteer nie. Ons word soms so gekonfronteer en seer gemaak, dat ons wonder, hoekom is ek hier, waarom is ek hier? Soms raak die storms net te veel. En as die storms kom, dan word ek ook uitgeskuif, daar word nie na my geluister nie, want ek het altyd iets wat erger is as ander. Maar Jesus het gekom, om juist vir jou en my op te tel. Op te tel, wanneer dit met ons moeilik gaan. Is dit nie ook wat met Dawid gebeur het nie? As ons lees in Psalm 4, Dawid kom in sy nood, en hy roep na die Here. Here, dit raak te veel vir my, dit raak te moeilik vir my. Maar dan lees ons in Psalm 4, hy na die Here in sy nood geroep, en dan bely hy, nou sal ek onbesorgd gaan lê, en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen, laat my veilig woon. Is dit nie waar nie? Ek lê nagte en nagte wakker. Ek sweet, ek skreeu, ek huil. Weet jy, Jesus is daar vir jou en my. Jesus hoor jou, hy hoor my. Jesus ken ons by die naam. Net soos hy vir Dawid gehelp het, kom hy om vandag nog steeds vir jou en my te help. Dis die onbeskryflike van die geloof, die onbeskryflike van die liefde van die Here. Hy het jou en my so lief, dat voordat ek en jy iets kan sê, die Here daar is, om vir ons te help. Dit was so groot vir hierdie man gewees, dat hy net by Jesus wou bly. Hy wou net aan die voete van Jesus sit, en hy wou net dat Jesus hom vashou. Maar Jesus sê vir hom, nee, jy moet huis toe gaan. Jy moet na jou mense toe gaan. Ek het nou in jou hart geskoffel. Ek het losgespit. Ek het onkruid uitgetrek. Ek het 'n saad
in jou hart geplant. Daarom kan jy nie hier by my bly nie. Jy moet huis toe gaan. Jy moet na jou mense toe gaan. Hulle moet kan sien, hulle moet bly wees, opgewonde wees, jy is gesond. Meer nog, jy moet gaan vertel van hierdie saad in jou hart. Hierdie nuwe lewe in jou hart. En jy moet dit gaan deel. Jesus raak hierdie man aan in sy storm. Jesus raak jou en my elke dag aan in ons storms. En hy vra, gaan deel dit. Gaan deel met die wêreld hoe Jesus vir jou en my gehelp het. Hoe ek en jy opgestaan het uit die storm. Broer en suster, daar kom baie moeilike dinge oor jou en my lewenspad. En soms gaan skuil ons ook onder die nat matras. Die nat kussing van al ons trane. En ons dink, ons is veilig daar. Maar die seentjie het losgewikkel en aan sy pa se been gaan vasgeryk. Jesus, kom en gee vanoggend vir jou en my die vertroosting, die uitnodiging. Hier is my been. Kom gryp hom vas. Met die wonderlike belofte, ek sal jou deur hierdie storm dra. Maak nie saak wat die storm is nie. Kom gryp my been. En ek sal jou dra. Kyk na my handpalms. Jou naam is daar. In my hande is jy veilig. Want jy is vir my kosbaar. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir die heilige woord. Maar Vader, help my om nie net vanoggend te hoor nie, maar help my om waarlik te glo. U been is daar vir my. Ek kan daaraan vasklou. U gaan met my stap in die nuwe lewe in. U gaan my dra, al kom wat ook oor my pad. Dankie vir u liefde vir my. Daarom bid ek, Here, stel ons elkeen by. Help ons om net by u te bly, in u voetspore na te volg. En te weet, u alleen sal help. Toe die mense kom kyk, het hy klere aangehad. Hy was nie meer naak nie. Hy was 'n mens. Kom help ook vir my, Here. Kom trek my aan
met die oorwinningskleed. Kom lei my, dat ek U woord kan uitdra. Kom help my, om U te loof en te prys. In Jesus naam. Amen. Ons sal die dankoffers by die deure opneem. As ons uitbeweeg by die deure, sal ons die dankoffers opneem. Dus is daar aankondigings en afkondigings. Goed, ons kyk na die verjaarsdag. Is daar iemand wat verjaar wat vanoggend teenwoordig is? Goed, ons dink dat almal aan hulle wat hierdie dag en in die week verjaar, mag dit vir elkeen 'n mooi dag en 'n mooi nuwe lewensjaar wees. Liefdes, ons slotlied is die Touch Me, en na die seënuitspraak is die uitstaplied U hef ons op. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees kom en wees met my om my op te tel. Amen. Don't